Môre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Vertrou dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Ons afkondigings is weer na die tyd. Ons begin dadelik met die toetrede lied, is lied 159, daarvan strofe 1 tot 2. So sê die Here, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, nooit weer dors nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle, van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Liewe Here, en so beaam ons weer ook nou in ons gebed. Amen. Vir die blye evangelie. Here, dat ons die evangelie kon hoor resoneer waar ons die wil gehoor het. U as 'n regverdige God, waar ons skuld kon bely en na die troon van genade kon gaan. U as 'n genadige God. En Here, waar ons geloof kon bely in die opgestane Here Jesus Christus. Aan U, Vader, Seun, Heilige Gees. Dankie Here vir hierdie voorreg van vanoggend, om aan die tafel te kan sit, om uitgenooide gaste te wees, kinders wat hoort om die tafel van hulle Vader. Here, vir die goedheid dank ons U, U genade, U liefde, en so raak ons ook nou stil in afwagting op U woord, waar U ons ook nou geestelik gaan voed. Dankie Here vir genade oomblikke soos hierdie. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit Efesiërs 5 vers 21 tot Efesiërs 6 vers 4. In my Bybel, die 83 vertaling, die Kanselbybel, is dit op bladsy 255 van die Nuwe Testament, Efesiërs 5 verse 21 tot 6 verse 4. Eintlik maar twee gedeeltes wat handel oor man en vrou en dan ouers en kinders aan die ander kant. Man en vrou is die eerste gedeelte. Paulus is aan die woord en hy skryf aan die gemeente in Efese. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by God kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. En dan die laaste gedeelte oor ouers en kinders. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning,
soos die Here dit wil. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, dit is die woord van die Here, gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Geliefdes, ons tema van vanoggend, heel passend ook vir wat verlede week gebeur het, waar die belydende katkesante saam met hulle ouers, familie aan die tafel sit, is ons tema ouers en kinders om een tafel. Maar dit kan natuurlik baie dinge beteken. Die ouers, ons kinders, eerstens van ons nuwe jong lidmate wat vandag aan die tafel sit, maar ook in die algemeen. Die beeld van ouers, kinders, huisgesinne wat om die tafel sit. En dit verwys na eenigheid. Eenigheid in 'n huishouding. Ek meen as mens die gesegde sou gebruik om aan dieselfde tafel te sit, sê tog iets. Dis mense wat in dieselfde geselskap is, mense wat saamstem. Hierdie eenigheid. Eenigheid in ons huisgesinne, maar dan nie net die huisgesin self nie, maar ook ons as 'n huisgesin, as 'n geloofshuisgesin, as 'n geloofsfamilie wat saam sit. Saam sit heel duidelik om 'n tafel vanoggend, maar ook anderzijds wat dit die gebruik is van om 'n tafel te sit, presies soos met 'n huisgesin wat om 'n tafel sou sit, is eenigheid in 'n gemeente, eensgesindheid. So hierdie tema beteken baie dinge op verskillende vlakke. Jy kan selfs 'n alleenloper wees en steeds eenigheid, deel van 'n geloofsfamilie, deel aan die tafel van die Here. Want mens altyd behoort aan 'n familie. Om aan 'n tafel te sit. Geliefdes, as ons net vir 'n oomblik kyk na die merkwaardigheid van om 'n tafel sou sit in die Bybelse tyd, 'n teologie van eet. Hoe het die mense in die Bybelse tyd geëet? Sien ons daar is 'n paar raakpunte, daar is merkwaardighede, goed wat uitstaan, ook vir ons dag en tyd. Nou in die Bybelse tyd, ook soos dit maar vandag is, het 'n gesin selde meer as een ete saam geëet. Bes moontlik was dit die laaste ete van die dag, die aandete gewees. Want soos dit vandag is, was dit maar ook in die Bybelse tyd, dat die huismense vroeg moes op, moes regmaak vir die dagse bedrywighede, en dan is daar gewoonlik nie tyd vir eet saam nie. Jy sou eet, maar dit sal sommer op pad wees, of elkeen by hulle eie, soos elkeen se program ook anders is. Jy moet op verskillende tye mos by jou werk wees, presies dieselfde in die Bybelse tyd. Huismense sou by verskillende tye, by verskillende plekke, hulle eie werkgewers moes gewees het. So oggendete is al gewoonlik nie saam nie. Middagete ook nie. Want veral as jy ver van die huis gewoon het, is dit nie net gou sommer huis toe kom om as gesin saam te eet nie, ook nie noodwendig tyd daarvoor nie, presies soos dit vandag is. So, jy sou bes moontlik maar iets saam gepak het, dalk van die vorige aand, en dit sal die ete wees. Wat beteken, die aandete was die ete waar die huismense saam kon eet. Dis in 'n mate dieselfde soos dit vandag is ook maar bykomend ook, en ek dink dis 'n baie groot kritiek op ons dag en tyd. In ons huisgesinne, geliefdes, as jy bietjie daarop let, die belangrikheid om aan tafel saam te eet, as huisgesin moet u nie onderskat nie. Met ons gejaagdheid van vandag, en aan die bietjie rus wat ons het, daai rustyd is gewoonlik die tyd wat die families voor die televisie sal spandeer. So, mens is in mekaar se teenwoordigheid, maar ook nie regtig nie. Met die gevolg dat ons teenwoordig is, maar ook net in persoon en nie in gees nie. Dis die voordeel van die Bybelse tyd, waar hierdie voor-tegnologiese bestaan gehad het. Hulle het gesels, hulle het aan tafel gesit, en gesels oor die dag se gebeure. En dit moet ons nie onderskat, die belangrikheid daarvan nie, het klomp en bepaalde gebruike ook uitgespruit, om aan tafel te sit, te eet,
jou lewe te deel. Aan tafel sit het, geliefdes, baie dinge beteken. Dink jouself dit in. Maar probeer jouself dit indink in die Bybelse tyd veral. Jy het nie sommer saam met 'n vreemdeling aan tafel gesit nie. Dit is maar dieselfde soos ons vandag ook. As jy by 'n funksie is en dis mense wat jy nie ken nie, dan eet jy nie so heel lekker nie. Want jy ken nie die persoon nie. En daar is sekere etiketreëls wat jy daar moet volg, wat jy nie noodwendig by jou huis sou volg nie. Jy is nie so op jou gemak nie. Bybelse tyd presies dieselfde. Dit het getoon as jy saam met iemand eet, ek is met jou gemaklik. Maar verder nog, ek aanvaar jou, ek assosieer jou, ek sien jou as dieselfde soos ek my sien. Daarom was dit 'n groot eer as iemand van hoër sosiale stand jou sal nooi, want in 'n mate word jou eer en status hoër. In 'n tyd, in die Bybelse tyd waar dit nog meer as vandag, status was krities belangrik vir daardie tyd. So ook, as jy uitgenooi word deur iemand van laer status, het jy nie sommer ja gesê vir hierdie ete nie, want as jou buurman sou sien, jy eet by daardie persoon, en sien jou buurman, maar jy assosieer met hierdie mense, dan kan jou status ook verlaag. So, dit is baie statusbewus gewees in die Bybelse tyd. Dan vind ons byvoorbeeld, een van die dele wat mens nou maklik oor sou lees, is die fariseërs, die skrifgeleerdes, die fariseërs, sadduseërs, al daardie geestelike leiers, se kritiek teen Jesus, want wat het hy gedoen? Hy het saam met die tollenaars geëet, saam met die sondaars geëet, wat almal geweet het, nie die goeie mense is nie. En Jesus wat saam met hulle eet, wys dat hy met hulle assosieer. Ten minste so het die fariseërs dit gesien. Ons sien dit natuurlik heel anders, is nie Christus wie se status verlaag deur by die sondaars en die tollenaars geëet het nie, maar juis andersom. Is hulle status wat verhoog het om aan die tafel van die Here te kon sit. Ons kyk objektief na dit, geliefdes, maar die skrifgeleerdes het nie so daarna gekyk nie. Hulle het gesien, in Christus is hier 'n persoon wat die skrifte goed ken, alhoewel hy nie formele geleerdheid gehad het nie. So hulle het 'n mate van agting vir Christus gehad, maar nie vir die radikaliteit van sy optrede, hoe hy omgegaan het met die gewone mense van die dag en tyd nie. Juis oor hierdie belangrike gebruik van eet. Christus wat saam met sondaars, tollenaars geëet het. Geliefdes, as ons praat van ons tema van vanoggend, ouers, kinders om een tafel, gaan dit prinsipieel oor die verhoudings in 'n huisgesin onderling. Hierdie fisiese wat eintlik deur die geestelike belig word. En die geestelike nog meer, om aan 'n tafel te kan sit, ek aanvaar jou. Dis die vraag, hoe behoort die verhouding te wees dan nou? Tussen die mense wat aan tafel sit, en daarom die kyk na die skriflesing vandag, die verhouding van die fisiese huisgesin, man, vrou, kinders, maar natuurlik trek ons dit ook verder deur, baie meer algemeen en breed, as ons as geloofsfamilie. Wat ons die insigte in die verhouding tussen man, vrou, kinders, ook op ons as gemeente, as geloofsfamilie hier van toepassing kan maak. Hoe leer die Bybel ons, moet ons dan as huisgesin van God, as geloofsfamilie mekaar behandel? En dan as blyke van hierdie eenigheid, dat ons die voorreg het om juis aan die tafel van die Here te kan sit. Geliefdes, ons skrifgedeelte begin, waar Paulus met die deur in die huis val, en hy praat die verhouding tussen man en vrou. En myns insiens is dit die sleutel tot die verstaan van ons teks, as Paulus sê, wees uit eerbied vir Christus, man en vrou, aan mekaar onderdanig. Geliefdes, en Paulus begin dan by die vroue, ek dink ons moet noodwendig iets daarin lees, dat hy by die vroue begin nie, maar Paulus sê, vroue, wees aan julle mans
onderdanig. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet vroue aan hul mans onderdanig wees. En dan lees mens in ons dag en tyd hierdie woordjie onderdanig, en dit laat mens half ongemaklik in die bank wil rondskuif, want wat gaan die dominee nou hieroor sê? Want ons weet in ons dag en tyd wat sê die wêreld daar buite. Wat sê gelowiges van onderdanigheid? Maar wat sê die woord? Dis 'n woord wat deur die eeue, is ook nie net vandag waar dit misverstaan word, nie, is maar deur die eeue verkeerd verstaan, misbruik. Onderdanig vir een of ander rede verkeerlik verstaan as die een hiërargies bo die ander. Of onderdanig verkeerlik verstaan nou as die een belangriker as die ander. Ons het hierdie woordjie onderdanig geneem en het verander in magstaal, wat nie die bedoeling van die woord was, wat onderdanig wou gee nie, nie hiërargies nie. Geliefde, selfs ons kerkmanier van doen, ons kerk verstaan, is nie hiërargies nie. Dis rooms, as jy so daaroor dink. Die dominee is nie die hoof, en dan is die ouderlinge en die diakens en die gemeentelede so nie. Dis 'n plat verstaan, met verskillende ampte. En die enigste hoof van die kerk is Christus. En daardeur, met hierdie woord onderdanig, kan ons onsself nie anders nie, is dit maar deur die wêreld wat hiërargies werk, besoedel dit die verstaan van die reformatoriese verstaan van hiërargie wat daar nie moet wees nie, maar ook in ons verhoudings. As Paulus hierdie woordjie onderdanig gebruik, is dit nie 'n magstryd van die een belangriker en bo die ander nie. Inteendeel, as jy mooi sou tel, hoeveel verse word daar bestee om die rol van onderdanigheid van die vrou aan te dui, dan lees ons, daar's 3 verse. As jy mooi sou lees, hoeveel verse bestee Paulus in die beskrywing vir die mans, hoe hulle teenoor hulle vroue moet optree, is daar 8 verse daarvoor. Gewoon net as jy kyk na die hoeveelheid verse wat Paulus gebruik om hierdie saak te verduidelik, kan ons sien waar sy klemtoon. Dis nie op wat die wêreld hierdie teks gemaak het van groot klem op onderdanigheid en jy sal so maak nie. Maar Paulus wat eintlik meer met die mans wil praat. En die rede hiervoor, geliefdes, is dat ware onderdanigheid alleen tot sy reg kom wanneer mans ons vroue hanteer soos die voorbeeld van God. Want uit hierdie gedeelte lei baie duidelik af, word daar hierdie vergelyk getref. Vroue, sê Paulus, julle is in hierdie hele verstaan soos die kerk en Christus is die hoof van die kerk. Maar dadelik dink ons Rooms-Katoliek oor hierdie saak. Reformatories kan ons nie hiërargies hieroor dink nie. Enigste hoof is Christus. Maar dit maak nie die man hiërargies bo die vrou nie. Die oproep is dat die vrou soos die kerk is, maar dan, hierdie groter oproep, geliefdes, dat ons mans vir ons vroue sal wees, soos Christus is vir sy kerk. Dis eintlik wat Paulus hier as 'n teologiese intensie wil aandui. Mans, wees soos Christus is vir sy kerk, so vir jou vrou. Dan is onderdanigheid die natuurlike uitvloeisel. Hoekom? Want is in veilige hande. Geliefdes, die kerk het nie 'n probleem om aan Christus as hoof onderdanig te wees nie, want Christus misbruik nie mag nie. Die kerk is veilig in die liefdevolle hande van God. En dis eintlik wat Paulus hier wil sê. Die een Christus wat sy lewe vir haar, vir die kerk afgelê het. Die een wat haar tot die uiterste toe lief gehad het.
Die kerk kan onderdanig wees aan Christus, omdat Christus so is vir die kerk. Kerk is in veilige hande. Veilige hande in ons bruidegom, in Christus se hande. Geliefdes, as ons so reformatories oor hierdie saak dink, soos ons kerkhervorming vir ons sê, dan is onderdanigheid iets mooi. Dit is nie hierdie magsmisbruik nie, wat in huwelike uitspeel nie. Paulus voer eintlik hier 'n baie sterk pastorale saak. Onderdanigheid kan plaasvind want dit is veilig in liefdevolle hande. Lees ons, mans, julle moet julle vroue lief hê soos Christus die kerk liefhet. Om jou lewe vir jou vrou af te lê, om haar tot die uiterste lief te hê. Broers, om geestelike leiding te neem in jou huisgesin. Geliefdes, ons lewe in 'n dag en tyd waar daar 'n vaderlose samelewing is. Dis omdat ons mans hierdie rol nalat. En so wys die sielkunde en die maatskaplike probleme in ons tyd, dis omdat ons mans hierdie Godgegewe rol nie ernstig opneem. Soos Christus dit toon, nie die magsmisbruik. Geliefdes, hier is 'n groter plig op ons mans met hierdie lees van die teks, om soos Christus is vir die kerk, so vir jou vrou te wees. En die natuurlike uitvloeisel, geliefdes, is onderdanigheid. As hierdie nader trek, dis nie so nie. Dis nie wat die wêreld dit wil afmaak nie. En dan Paulus se sleutelwoord. Vir as iemand dit dalk misverstaan, wil hy dit net seker maak om te sê, mans, vroue, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En Paulus haal eintlik dan nou vir Genesis aan, en hy verwys ook om te sê, daar is 'n diep geheimenis hierin opgesluit, en ek pas dit toe op Christus in die kerk, soos pas verduidelik is, Christus as die bruidegom, die kerk as die bruid, hoof, een wat onderdanig is. Maar wat Paulus aanhaal in Genesis, lees soos volg, dit word ook aangehaal daar, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierdie eenheid, as ons dan nou as ons tema praat van eenheid om 'n tafel, herbesoek ons hierdie gedagte, want dis waaroor hierdie teks gaan. Oor eenheid, ten diepste. In die eerste gedeelte waar Paulus met die mans en die vroue praat hy van eenheid, waar God alleen het man na liggaam, siel en gees volkome een maak. Geliefdes, en dis die huwelik. Dis in die diepste sin van die woord, vergesteld as daardie eenheid. Verskillende vlakke van verstaan van hierdie eenheid, waar ons in daardie eenheid ook dit sien aan die tafel, waar pa en ma, om dit dan nou so te stel, aan tafel sit. In Genesis, geliefdes, pragtige beskrywing daar, lees jy verder, dat God die vrou geskaap het uit die man se sy. Woord ribbebeen word ook daar voor gebruik, maar in Hebreëus kan jy vertaal as sy of as ribbebeen, dit kom op dieselfde neer. Maar die intensie van Genesis is eintlik om aan te dui, juis met waaruit die vrou geskaap het, is haar posisie teen opsigte van haar man, is langsom, dis 'n sy, dis 'n ribbebeen, die een om langsom te staan, sy gelyke. Soos God sê, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Ribbebeen. Dis nie 'n voetbeentjie nie. Dis nie oorheersing nie. Dis ook nie 'n kopbeen nie. Dat die een op die ander se kop sit nie, dit is gelyke. Moenie te vinnig oor die feit lees dat die vrou uit die man se sy geneem is nie.
In die Ou Testament sien jy dit, en Paulus wil hierdie saak as ware regstel. Vir al geliefdes was dit baie radikaal vir daardie tyd, wat 'n patriargale samelewing was. Vir Paulus om dit te sê. Selfs vir ons tyd mag dit dalk 'n nuwe gedagte wees. Vir daardie tyd nog meer. En dan kyk ons vervolgens na die verhouding tussen ouers en kinders. Eersgenoemde verwys, ons eersgenoemde voorbeeld tussen man en vrou was die groot woord daar, onderdanigheid. In die tweede voorbeeld in verhouding tussen ouers en kinders, is dit nie onderdanigheid nie. Hoor mooi, kinders lees ons, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is die wil van God. Eer jou vader en jou moeder. Jou ouers bly jou ouers. En die woord wat daar onderstreep moet word is die woord gehoorsaam. En die beeldgeliefdes wat daar gebruik word vir ons om na te volg, is anders as die een van Christus as hoof en die kerk as of Christus as dan ons die bruidegom en die kerk as die bruid, Christus as die hoof en ons die liggaam. Is die beeld hier, presies soos dit is, God is ons Vader en ons sy kinders. En aan God sal ons as kinders gehoorsaam wees. In daardie opsig kan ons maar sê, is die ouer-kind verhouding, want is 'n mensverhouding. Dis hiërargies. Geliefdes, in ons dag en tyd ook, moet ons besef, vir autoritaire figure in ons lewe, moet ons respek hê. Dit is ons ouers, of is jou werkgewer, baie meer as net 'n ouer-kind verhouding. Ons lewe in 'n dag en tyd wat dit ook getaan het. Dis nie om te sê 'n oordrewe statusbewussyn nie, maar ek is seker jy kan saam met my stem, dat dit eweneens ook 'n probleem is. Hierdie mate van gehoorsaamheid. En mens onderskat dit. Want later kring dit uit dat God op die ou einde van die dag in baie familiêre terme omskryf word. En jy hoor dit baie keer in die manier hoe mense tot God bid. Asof dit is hoe ons met mekaar praat. Maar die mate van respek wat skort. En daarom, wat Paulus hier doen, is 'n baie sterk pastorale skrywe aan sy gemeente in Efese. Man en vrou, om hierdie tafel in eensgesindheid, so sal julle verhouding wees. Ouers en kinders, so moet julle verhouding wees. En dan die raad aan ouers. Moenie julle kinders, lees ons, so behandel, dat hulle opstandig word nie. Maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Geliefdes, maar soos die Here ons, as sy kinders, gereeld vermaan, maar in liefde. Ek dink hier is die uitstaande, die onvoorwaardelike liefde. En hoe doen ek dit? Wat is hierdie voorbeeld wat ek moet navolg? Is dit my liefde wat ek vir God het? Nee. In Johannes 4 beskryf dit nog beter, wat is werklike liefde? Is nie ons liefde vir God nie, dis God se liefde vir ons wat ons moet nastreef. Dis andersom, dis 'n volmaakte liefde. Gaan ons ooit volmaak so lief hê? Nee, ons weet wie ons is mens. Maar is iets om na te streef. Hierdie liefde van God teenoor ons, dat dit die liefde is wat ek sal nastreef na my medemens, na my huismense, na my kinders, in tug en in vermaning, soos die Here dit wil. Doen dit uit die liefde van God, hierdie onvoorwaardelike liefde. Geliefdes, as mens eintlik fyn lees, dan loop die liefde, die onvoorwaardelike liefde, soos 'n goue draad, deur al hierdie pastorale beskrywings. Mans en vroue teenoor mekaar, ouers en kinders. Ons word opgeroep
in ons saam sit om 'n tafel, met ander woorde in ons omgang met mekaar, in ons eensgesindheid, om daardie liefde na te volg. As jy mooi kyk, eintlik wat jy nie raak lees nie, dit moet jy ook in 'n teks baie keer probeer vind wat jy nie sien nie, wat Paulus nie skryf nie. Dit is baie anders as hierdie selfhelp sielkunde boekies van vandag. Hy gee nie 'n ABC vir dis hoe jy moet reageer en dis hoe jy hierdie saak in hierdie situasie hanteer en in daardie situasie hanteer en so voorts nie. Paulus doen nie dit nie. Maar hy doen een ding. Hy sê laat die liefde die groot ding voor oë sal wees. Dit om na te streef. Onvoorwaardelike liefde in alle omstandighede. Mans, vroue, ouers, kinders met mekaar, huisgesin, geloofsfamilie. Die liefde van God vir ons. Geliefdes, en hier wag die tafel vir ons voor, waar ons as gesinne om die tafel van die Here sal aansit. Doen ons dit in die onvoorwaardelike liefde en aanvaarding van God vir ons as 'n feesmaal. Maar waar ons as kerkgesin, as 'n geloofsfamilie ook om die tafel sit, en daar dieselfde liefde. God se liefde vir ons, daardie liefde om na te streef. Dis ons feesmaal, waarvan die Here die voorbeeld is, laat dit die gesindheid wees aan hierdie tafel. Soos Christus, die hoof van sy kerk, ons geleer het in die woord, dat dit ons gesindheid aan die tafel sal wees. Die voorreg dat ons aan die Here se tafel kan sit vanoggend. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons raak stil in die besef dat hier 'n tafel op ons wag en dit spreek van soveel simboliek. Ja, Here, die tekens van die brood en wyn, u liggaam, u bloed wat vir ons gevloei het, maar ook wat ons hier raak sien is ons gesindheid as ons kom aansit. U wat ons as die hoof van die tafel uitnooi. U die enigste hoof van die kerk. En ons nader trek in die liefde en aanvaarding. En Here, dat ons as mans, as vroue, as getroudes, ongetroudes, as kinders, Here, uit daardie voorbeeld sal volg in ons verhoudings met mekaar, waar ons as geloofsfamilie aansit. Here, dankie vir die goedheid. Die goedheid wat ons nie kan pyl nie, maar hoe word ons nie daar diep deurgetref nie. Die voorreg, Here, van groei, ook die simboliek van ons nuwe belydende lidmate wat hulle geloof verlede Sondag bely het en vandag aan kan sit. Genade, aanvaarding, tuis wees aan hierdie feesmaal. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang,
herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van ons Here Jesus Christus. Deur geloof in Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God, daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is, wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar as eenheid. Die liefde van die Here bind ons as geloofsfamilie ook saam. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late deur hierdie band van liefde versterk te word. Ja, ons is bewus van ons eie sonde, ons het berou daaroor. Omdat Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. En wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid, ander ook so. Susters en broers van ons Here Jesus Christus, u word hartlik uitgenooi om te kom aansit by die tafel van die Here. Beleidende lidmate van gemeentes van ons kerk en van ander kerke met dieselfde belydenis is welkom, mits jy in jou eie gemeente ook hierdie voorreg sou geniet. Dan net 'n paar praktiese reëlings. Ons nuwe lidmate wat verlede week hulle geloof bely het, hulle sit by ons eerste tafel aan, saam met hulle ouers, familie en vriende. En dan, geliefdes, kom sit hier aan soos die gebruik is, van voor na agter, telkens soos die uitnodiging gerig word. En by ons laaste tafel gee ons geleentheid vir die persone wat graag in die banke bedien wil word. Geliefdes, laat ons vanoggend nie ons gedagtes rig op die uiterlike tekens van die brood en die wyn nie, maar op die dieper betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus, ons Here. Gemeente, alles is gereed. Kom na die tafel van die Here. Kom en word versterk in jou geloof. Geliefdes, die brood wat ons breek, is gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet daarvan, onthou dat sy liggaam so vir jou gebreek het, tot die vergifnis van jou sonde. En die beker van danksegging waaruit ons met danksegging drink, is gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daarvan, onthou dat sy bloed so vir jou gevloei het, tot die afwassing van jou sonde. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag, gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor, sodat ons dit kan eet. Hulle vra hom, waar wil hy hê moet ons dit voorberei? Toe antwoord Jesus hulle, kyk, net soos julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra julle ontmoet. Gaan saam met hom in die huis waar hy ingaan en sê vir die eienaar van die huis, ons leermeester vra u, waar is die kamer waar ek met my disippels die paasmaaltyd kan eet? En hy sal vir julle 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Hulle het gegaan en het gekry, net soos Jesus hulle gesê het, en die paasmaaltyd voorberei. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm.
Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor, aan julle sy vrede gee. Amen.